Gisteraand het ek gepraat oor Joel 2 en vir jou vertel dat Joel destyds het hy onder die inspirasie van die Heilige Gees het hy gesê dat Israel wat op daardie spesifieke tydstip so verlore was eintlik, dat hy vir hulle gesê het dat hulle hulle harte moet skeer en nie net hulle klere nie. En ek het vir jou gesê dat God stel nie belang in jou uiterlike performance nie. Hy stel nie belang in die dinge wat ons doen om goed te lyk nie. Hy stel belang in jou hart. En dit is wat hy hier sê. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy sê vir die Israeliete, kom, bekeer julle, skeer julle harte en nie julle klere nie. En ons kyk nou na Joel. Ek het vir jou gesê, Joel, ons weet nie baie van hom nie. Ons weet dat hy min of meer so in die 8de, 9de eeu hier voor Christus, 9de tot die 7de eeu voor Christus, iewerster in daai tyd was hy 'n profeet gewees. En onder die inspraak van die Heilige Gees het hy 'n profesie gegee en hy het gesê, in daardie dag sal ek my gees uitstort op alle vlees, julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jong mense visioene sien. Hy sê, en dan sal daar dinge gebeur, rook, vuur, wolke en dies meer. Die son sal donker word, die maan sal rooi word en dies meer. 800 jaar later, min of meer 800 jaar later, kom daardie profesie op Pinkster in Handelinge 2 tot vervulling. En die kerk word gebore. En gisteraand het ek vir jou verduidelik dat dit wat eksklusief beskik was vir die priesters van daardie tyd, gebeur nou met almal, jong mense, mans, vrouens, kinders, en Jode en selfs nie Jode. Almal van hulle word gevul met die Heilige Gees en is geroep om as instrumente in God se koninkryk op te tree, as 'n disipel van Jesus Christus. Nou ek wil ek verder gaan en ons beweeg na die Nuwe Testament toe en ek het soos ek gisteraand gesê het vir jou die Bybel op die skerm gesit, so jy kan dit sommer volg saam met my. Baie oulike videoetjie wat ons gekyk het en nou gaan ons dit net mooi lees. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. En skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge, wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare daar laat saamdrom. Hulle was uit die veld geslaan om elkeen die gelowiges in hulle eie taal te hoor praat. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik? Het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs en tog hoor ons hulle in ons moedertaal praat. Hier is ons, Perse, Medeërs, Elamiete, mense wat in Mesopotamië bly, in Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië en Sirene se kant toe. Besoekers uit Rome, Jode sowel as proseliete. Nou 'n proseliet is 'n nie Jood. Mense wat tot bekering gekom het, wat uit ander gelowe uitgekom het. Kretensers en Arabiere, ons almal hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Nou in die Nuwe Testament lees ons hoofsaaklik van 2 tipes tale wat hier uitgestort is op die mense. Ons lees van 2 tipes tale in die Nuwe Testament. Die een is die glosse, dis die Griekse woord wat hier gebruik word. En kort maar net beteken dit dis 'n dialek. Dis 'n taal wat mense verstaan het, maar dis vreemd vir die persoon wat dit gespreek het.
So onder die inspirasie van die Heilige Gees in Handelinge 2 was die eerste ding wat gebeur het, was om die evangelie toeganklik te maak vir almal wat daar was, uit verskeie lande, uit verskeie streke en verskeie tale. Elke ene kon die evangelie in hulle eie taal hoor, dis wat hier gebeur het. Die taal wat ons later van hoor in 1 Korintiërs en in Korintiërs verder, wat Paulus van praat, is glossolalia, of glossolalia is eintlik die Griekse woord, hoe jy dit uitspreek. En dis 'n vreemde taal, dis dalk 'n klank, soos wat ons dalk hoor dikwels. En dit kan 'n mens nou kry in aanbiddingstale en in bedieningstale. Nou wanneer jy in 'n aanbiddingstaal praat, is dit iets wat tussen jou en die Here gebeur. Maar 'n bedieningstaal is iets wat uitgelê word. Die doel daarvan is om te bedien, om ander te bedien en om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Soortgelyk aan dit wat gebeur in Handelinge 2. Die doelwit was om Christus sentraal te stel. En ons lees hier dat hulle het gepraat oor die groot dinge wat God gedoen het. Geen boodskap oor die Heilige Gees kan Christus nie sentraal plaas nie. Christus moet altyd sentraal staan wanneer die Heilige Gees se werk gedoen word, of wanneer die Heilige Gees werk. En die Bybel sê vir ons verder 'n baie interessante gedeelte. Hy sê verder in Handelinge, skryf Petrus in Handelinge 2 vers 12 tot 13, hulle was almal uit die veld geslaan. Wat kon dit tog beteken, het party van hulle mekaar gevra, maar ander het gespot, hulle is maar net dronk, het hulle gesê. Maar wat hier gebeur was die vervulling van Joël se profesie, 800 jaar later. 120 gelowiges sit in die bovertrek, en die Bybel sê vir ons, skielik was daar 'n geluid soos 'n rukwind, en die Heilige Gees het op 'n sigbare manier op hulle vaardig geword, sodat almal van hulle in tale kon begin praat het. Wat vir my opvallend was hoe hard dit was. Dit was oorverdowend, soveel so dat mense wat in die omliggende omgewing was, dit gehoor het. Hulle het die gedreun gehoor en hulle het in hulle eie taal gehoor hoe God groot gemaak word en hoe die werke van Christus beskryf word. En dit het mense nader getrek. En ek wens en ek droom vandag dat soortgelyke dinge sal gebeur, waar mense die geklank van die woord op so oortuigende manier hoor, dat hulle nie anders kan as om nader getrek te word nie. Mense word nader getrek deur die wonders van God, deur die krag van God. 120 gelowiges beleef dit, en dit trek onmiddellik 'n skare. Hulle hoor in hulle eie moedertaal, hoor hulle die evangelie. Die Bybel sê hulle was verbaas, hulle was uit die veld geslaan. En Petrus tree na vore op hierdie oomblik, en hy bring sy boodskap met die woorde, en hy begin sy preek met die volgende woorde in Handelinge 2 vers 16. En hy sê, hierdie is wat gespreek is deur die profeet Joël. Mense, hier is die vervulling. En dan sê hy verder, dit gaan gepaard met die laaste dae. Dit gaan gepaard met die laaste dae, en soos wat jy nou weet, teen hierdie tyd is die doel van hierdie reeks boodskappe gaan oor die werking van die Heilige Gees in die laaste dae. So Jesus se koms en Pinkster kondig die begin van die einde aan. Dit kondig die begin van die einde aan. Nou 'n baie bekende teoloog met die naam van Gordon Fee, 'n baie toonaangewende Pinkster teoloog, hy verduidelik dat die vroeë Christene die Heilige Gees beskou het as 'n eskatologiese realiteit. Dit beteken eintlik net die realiteit van die einde, die realiteit van die eindtyd. Vir Lukas, die skrywer van Lukas en van 'n groot deel van Handelinge, was die uitstorting van die Heilige Gees 'n eskatologiese vervulling. Die vervulling van 'n verwagting wat die Jode jarelank in hulle harte gedra het. En soos wat ek vir jou gesê het, al vir 800 jaar het nadat Joël hierdie profesie gegee het, wag hulle vir die uitstorting van die Heilige Gees, en dit gebeur nie. En hier kom Jesus, die Messias wat hulle verwag het, word gebore. Die uitstorting van die Heilige Gees, mans, vroue, kinders, nie Jode, almal is ingesluit
alles 'n teken van die werking van die Heilige Gees in die laaste dae. Die uiterlike manifestasie by Pinkster was hoofsaaklik ander tale, met die doel om God te eer en mense na hom toe aan te trek. Julle sal onthou, ek het gister vir julle gelees van Moses se hartsbegeerte uit Numeri uit, toe hy sê, ag, as die Here maar net hierdie volk laat profeteer, as die Here maar net sy gees op hulle laat uitstort, en hier gebeur dit. Maar daar's dinge wat Joël geprofeteer het, wat nie tot vervulling gekom het, en ons gaan vanaand van daar af verder. Ek het dit opgedeel sodat jy dit mooi kan sien in Joël se profesie, Joël 2 vers 28 tot 32. Die eerste gedeelte, vers 28 en 29, sê in Joël, daarna sal ek my gees op alle mense uitstort, julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visioene sien, in die tyd sal ek my gees selfs op slawe en slavinne uitstort. 'n Ondenkbare ding vir 'n Jood. God sê vir die volk, dat wanneer my gees uitgestort word, al die grense denkbaar, dit wat bewus is vir julle, sal alles gebreek word. Daar sal geen beperking meer wees aan hoe my gees werk onder mense nie. Ek dink hulle was net stil en absoluut verwonderd. En in Handelinge 2 het hierdie presies net so tot vervulling gekom, 800 jaar later. Maar daar's 'n deel van hierdie profesie wat nog kom. Vers 30, ek sal wonders in die hemel en op die aarde laat plaasvind, bloed, vuur en rook kolomme. Die son sal donker word en die maan bloedrooi, en dit sal gebeur voor die groot en die verskriklike dag van die Here aanbreek. Die verskriklike dag van die Here. Vir die kinders van die Here is dit iets om na uit te sien. Maar vir die wat Jesus net op die oppervlakte dien, die vroomheid, vir daardie sal dit 'n verskriklike dag wees. Vir die wat Jesus nie ken nie, sal dit 'n verskriklike dag wees. Enige persoon, sê die Bybel verder in vers 32, hy sê enige persoon wat tot die Here bid, wat die Here aanroep, sal gered word. Dis asof God sê, hier's nog steeds na hierdie gebeure, wanneer hierdie kosmiese verskynsels plaasvind, dan sal nog steeds so 'n stukkie genade. Vir die wat in hierdie oomblikke besef dat die uurglas besig is om leeg te loop, die koms van Jesus is voor die deur, vir hulle is daar nog 'n stukkie genade oor. Daar's nog 'n tyd om jou saak met God reg te maak. Daar's nog 'n tyd om uit te roep en te sê, Here, sien my ook raak. Here, vergewe my sonde. Here, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. Daar's nog 'n kans. Gister het ek jou verduidelik vanuit die Bybel uit, dat hierdie deel van hierdie profesie wat nog nie vervul het nie, oorlogstekens is. Daar sal vuur wees en rookkolomme. Sit 'n bietjie die nuus aan, ek het net vanmiddag weer gekyk, oorlog, gerugte van oorlog. Mense oralster is dit besig om, die spanning is besig om op te tel in die wêreld. Die president Donald Trump, met sy verkiesing het hy aanspraak gemaak dat hy die eerste dag in office, I will stop these wars. Die probleem is net, hy is nie die een, he's not calling the shots. Gister te hoor ek hy sê, maybe we should let them fight for a while. I say, sometimes it's good to let the kids fight for a while before you separate them. Ek dink miskien besef hy dat dit wat nou gebeur is, ver bo sy vuurmaakplek. Jy sien, niks wat ons sê of doen, kan die profesie van God in die wiele ry nie. Dit wat hy gesê het, sal gebeur, soos wat hy gesê het, dit sal gebeur. In die laaste dae sal daar oorlog wees en gerugte van oorlog, pestsiektes en allerhande dinge. Broer sal teen broer opstaan, die een sal die ander een in die rug steek. Alles is tekens van die tye. Ek dink vir die Jood was die vervulling van Joël se profesie was 'n oortuigende bewys dat God se beloftes vervul sal word. Verskoon tog.
Met ander woorde, die laaste dae het begin, maar dit het nog nie geëindig nie. Die kosmiese tekens kom nog. Die klimaks is nog op pad. En die vroeë kerk het besef, die Messias het in nederigheid gekom en sy gees kom uitstort. En nou leef hierdie mense in 'n afwagting op die groot en die verskriklike dag van die Here wat nog op pad is. Verskoon tog. Die vervulling van Joël se profesie lyk vir my kom vervulling oor 'n tydperk. Dit het begin by Pinkster. En stelselmatig is Joël se profesie besig om momentum te kry in die wêreld. Maar snaaks genoeg is dat die kerk stil geword het oor hierdie beweging. Die traject van die profesie. En ek dink dit is vir ons van kardinale belang op Pinkster veral om kennis te neem van hierdie profesie en te besef, mense, hierdie traject van hierdie profesie is besig om te beweeg na die klimaks toe. Ek wil vanaand 'n uitspraak maak. Ek het dit vir iemand gesê. Ek dink ek het vir Wilma gesê of vir iemand vandag dat mark my words. Ek gaan nie lank nou daaroor praat nie, maar ek wil net vir jou die volgende sê, dat ons beweeg in 'n tipe van 'n gemaksone. Die laaste hoofstuk, as ek dit metafories so kan noem, sal baie skielik aanbreek. Dat sal in 'n kort tydjie plaasvind. Daar sal baie groot veranderinge in 'n baie kort tydjie plaasvind. Dinge gaan egalig klim tot op 'n sekere punt. En jy weet mos hoe gaan dit. As jy kyk na banke en verskeie grafieke, dan sal die saamgestelde rente werk mos so, hy begin jou so en dan gaan hy so en dan gaan hy so en hier aan die einde dan klim hy so veel skielik op. Jy sien, sonde loop rente. En op 'n punt dan begin die mens se sonde hom inhaal. Jy sal verslae staan as jy weet wat besig is om te gebeur op hierdie oomblik soos ons praat in die tegnologiese wêreld. Die hoeveelheid geld wat hierdie lande investeer in die ontwikkeling van wapens en ploftoestelle. Die een wil slimmer wees as die ander ene. En dan kyk ek na Joël se profesie, bloed en vuur en rookkolomme. Alles tekens van oorloë en geweld. Ons sien hierdie dinge gebeur. Nou Petrus beskryf, hy gee 'n doel aan hierdie gebeure en hy sê in hierdie tyd sal mense so aangegryp word. Hy sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, Handelinge 2 vers 21, sal gered word. Maar hierdie is anderster as net om te sê, ek weet wie Jesus is. Dit sal anderster wees as om net die Here te bely. Hierdie is die proses waar mense hulle harte gaan moet skeer, nie net hulle klere nie. Dit gaan nie oor dit wat jy uiterlik doen om ander mense te beïndruk nie. Dit gaan nie oor iets dieps in jou hart wat gebeur, 'n hartsbesnydenis wat plaasvind. Petrus sien die uitstorting van die Heilige Gees, hy kom na vore en hy begin met hierdie woorde van hierdie profesie van Joël en 3000 mense kom op daardie dag tot bekering en hulle is gedoop op daardie dag, Handelinge 2 vers 41. Die belofte van die Heilige Gees word verder universeel gemaak in Handelinge 2 vers 38 en 39. Jesus kom met 'n opdrag in Matteus 28, hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle en leer hulle, al die nasies. Ons het 'n verantwoordelikheid. Kom ons gaan 'n bietjie verder, kyk wat sê Handelinge 2 vers 38, Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word. Hy sê dit spesifiek. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, met ander woorde ons word ingesluit. Almal wat die Here ons God na hom toe roep. Jy sit vanaand hier onlosmaaklik verbind
aan die vervulling van 'n profesie wat Joël meer as 800 jaar terug gespreek het onder die inspraak van die Heilige Gees. Onlosmaaklik, maak nie saak wat jy kan doen nie. Jy's of in die bokkraal of jy's in die skaapkraal, maar die profesie sal 'n uitwerking hê op jou toekoms, op jou ewigheid. Pinkster uitsprake was vir almal, insluitende die toekomstige geslagte, waarvan ek en jy deel is. Ons sien in die Bybel, en dit was vir die Jode 'n ondenkbare ding, dat God selfs met die nie-Jode bemoeienis maak. Jood, slaaf, Griek, vryman, almal van hulle. In Handelinge 10 lees ons van Kornelius, 'n nie-Jood, 'n vervalle man wat tot bekering kom, en binne in sy huis kom hy en hy laat kom vir Petrus, kom bid vir my, kom praat met ons oor die dinge van die Here, en so waar is waaragtig, die Heilige Gees word uitgestort op Kornelius se huis. Handelinge 10. In die laaste dae, die skrywer van Hebreërs sê die volgende, hy sê, in die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge en deur hom het hy ook die wêreld geskep. In hierdie tyd waarin ons lewe, vervul die Heilige Gees 'n sentrale rol in God se plan. Anders gestel, kan ons sê die laaste dae is by uitnemendheid die tyd van die Heilige Gees. Sommige mense is in voeling met dit en ander nie. Ek praat nie nou van die godlonaars nie, ek praat nie nou van mense wat Jesus verwerp nie, ek praat nou van die kerk van Jesus Christus. Sommige mense in die kerk van Jesus Christus is in voeling met die Heilige Gees en hulle is by uitnemend ingeskakel by die werk van die Heilige Gees en ander is nie. Hulle is maar net Christene. Ek hoef julle nie te herinner aan die feit, die statistiese feit, dat Suid-Afrikaners 80% van hierdie bevolkingse mense sê dat hulle Christene is. Maar die vrug van die Gees is nie sigbaar in ons land nie. Pinksterteoloë beklemtoon dat die kerk-era en die Heilige Gees-era saamloop. Dinge gebeur, mense, dinge is aan die gebeur. Die Heilige Gees, wat in die vroeë kerk 'n onteenseglike versekering was, en miskien wil ek net hierdie anders sê, ek wil vir jou sê dat die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster in Handelinge 2 was 'n onteenseglike bewys vir hierdie Jode gewees, dat dit wat God gesê het, gaan gebeur. Joël het dit gesê, ek dink, as jy in hulle skoene was, sou jy dalk gedink het, waar is God? Hoekom kom hy nie? Dit word net uitgerek en uitgerek. Here, ek bid teen die plafon vas. U hoor my nie. Dit en daai kant toe. Ek dink hierdie Jode het presies dieselfde gevoel. En die Bybel sê, en skielik, toe hulle by mekaar was in die bovertrek, het dinge gebeur. Ek wil vir jou sê, skielik sal hierdie aarde verander. Skielik sal mense besef, ons het beheer verloor. Skielik sal hulle besef dat hulle vinnig gewerk het aan hulle eie ondergang. Dit sal skielik kom. Paulus herinner byvoorbeeld dat God ons verseël het met die Gees in ons harte, en hy skryf die volgende, 2 Korintiërs 1 vers 20, hy sê, want hoewel beloftes van God daar ook mag wees, hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. Punt. Daarom sê ons deur hom amen aan God tot sy eer. Dit is God
wat ons saam met julle in Christus 'n vaste fondament gegee het en ons gesalf het, wat ons ook verseël en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. Jy kan vanaand vir jouself sê, ek is verseël met die Heilige Gees. En die Heilige Gees is my waarborg. Want my gees getuig saam met God se gees dat ek 'n kind van God is. Die Heilige Gees verseël my verhouding. En wanneer iets verseël is, beteken dit iets anders kan nie inkom nie. Ander dinge is uitgesluit. Jy sien, God verseël jou verhouding met hom. Maar hy hou jou nooit daar teen jou wil nie. Maar wanneer jy daar bly, dan is jy verseël, en nie net dit nie, hy gee vir jou nie net die beskerming nie, maar hy gee vir jou ook die waarborg. So met die Gees in ons, is die toekoms dus reeds hier, 'n realiteit. Maar ons weet deur die Gees van die Here wat binne in ons werk, dat hierdie profeseë en hierdie dinge vinnig aan die sameloop is en dit begin vinnig na 'n punt van 'n klimaks te beweeg. Ek kan nie vanaand hierdie boodskap afsluit sonder om iets te sê oor die moeilike tye wat op pad is nie. Jy weet, Timoteus 3, kom ek vat jou soontoe. Vers 1 tot 5, dit moet jy weet. In die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, liever plesier eerder as vir God. Mense wat wel 'n skyn van Godvreesendheid voorhou, maar wat die krag van Godvreesendheid misken. Bly weg van sulke mense af. Ek kyk na daardie lys dinge wat genoem word, en dan wonder ek baie keer, hoeveel keer het ek liefdeloos opgetree? Dalk hooghartig, dalk roekeloos. Hoeveel keer het ek dalk grootpraterig of aanmatigend opgetree? Staan jy nie ook skuldig daar nie? In die laaste dae gaan hierdie dinge toeneem. Die verskil is, mense kom nie tot inkeer nie. Maar die Bybel sê, dit moet jy weet. In die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Jy moet nie die verwagting hê dat dit makliker sal gaan nie, soos wat sommige teoloë vir jou wil laat glo. Ek voel hulle is uitvoering uit met die realiteit van wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur. Met ander woorde, in die laaste dae sal ons mense sien wat wat godsdienstig voorkom, maar die ware krag van godsaligheid het hulle nie in hulle nie. Jy sien, geloof moet jou transformeer, dit moet jou verander. As hierdie verandering nie daar is nie, dan het jy nie waarlik tot bekering gekom nie. Ware bekering bring 'n transformasie in jou geestelike lewe. Dit bring 'n transformasie in jou denke, dit bring 'n transformasie in jou lewe, dit verander dinge om jou. As dit nie gebeur nie, is daar 'n probleem. En dan moet 'n mens gaan ondersoek of ek nie dalk besig is om die Heilige Gees se invloed op een of ander manier in my lewe te weerstaan nie. En dis 'n treffende beskrywing, soos wat hy vir ons sê, godsdiens in vorm, maar nie in transformasie nie. Godsdienstig in vorm, maar koud in die storm. Is dit nie hoe baie van ons is nie? Jy sien, die rol van die Heilige Gees is tweeledig in die einde, in die laaste dae. Nommer 1, heiligmaking. Die Heilige Gees wek in ons 'n godsaligheid en die gelykenis van Jesus word in ons opgewek. Die woord van die Here sê, hy sê, want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Daar is die belofte.
Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Romeine 8 vers 13 tot 14. Paulus skryf 'n bietjie verder in Galasiërs 5 vers 16 tot 17, maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil nie kan doen nie. Dit wat julle wil nie kan doen nie. As jy die Gees van die Here in jou het, sal die Gees jou bewus maak van die dinge waarmee God nie tevrede is nie. En wanneer jy nie die Gees van die Here in jou het nie, kan jy nie die dinge doen wat God tevrede maak nie. Die twee staan teenoor mekaar. So in 'n tyd waar sonde hoogtyd vier, is dit net deur die krag van die Heilige Gees dat gelowiges kan staande bly teen morele verval. Geen ander manier nie. Die tweede manier hoe die Heilige Gees in hierdie tyd werk, is deur krag. Die Griekse woord is dynamis. Dis waar ons die woord dynamiet vandaan kry. Krag, 'n kragtige werking. En dit herinner ons in Handelinge 1 vers 8 waar Lukas skryf, hy sê, en julle sal krag ontvang, dynamos. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Gisteraand het ek vir jou gesê dat ons maak baie foute in ons lewens. Ons neem baie verkeerde besluite. Maar geen besluit, geen fout wat jy in jou lewe gemaak, sal die een ewenaar, as jy nie weet hoe om die stem van die Heilige Gees te identifiseer in the time of trials nie. Ons leef in 'n tyd van ongekende dwaling en misleiding. As jy nie die Gees van die Here in jou lewe kan hoor nie, en hy dit vir jou dieselfde klink as al die ander honderde stemme wat met jou praat, dan wil ek vanaand vir jou die volgende sê, dit sal die mees destruktiewe fout in jou lewe wees. Die Here gee vir ons die krag om sy getuies te wees. Ek nader nou die einde van hierdie boodskap. 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. Maar bly jy by dit wat jy geleer het, en waarin jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kennis van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee, tot verlossing deur die geloof in Jesus Christus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Petrus skryf verder, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Sonder die Heilige Gees is jy uitgelewer aan dwaling. Sonder die Heilige Gees het jy nie 'n lig vir jou pad nie. Jy wandel en jy ploeter in die donker rond. Jy volg elke stem. Die woord van die Here sê, ons kan nie elke ou wat loop en sê, Jesus, Jesus, agter hulle aangaan nie. Jesus self het gesê, baie sal na my toe kom in daardie dae, en hulle sê, maar Here, ons het in U naam gepreek, Here, ons het in U naam siekes gesond gemaak, ons het in U naam demone uitgedryf, en hy sal vir hulle sê, gaan weg van my werkers van die ongeregtigheid, ek ken jou nie. Here, maar in U naam. Ons dink altyd om die Here se naam te misbruik, is dit wat ons op films en so sien. Maar ek dink daar's 'n groter sonde as lastering. En dit is wanneer jy die skyn van God se saligheid het. Hoeveel van ons is nie skuldig daarin? Hoeveel van ons maak ons nie self skuldig daarin dat ons die naam van die Here op ons tong het? Ons het God op die punt van ons tong, maar self op die troon van ons hart. Johannes 14 vers 26, ek sluit af met hierdie vers. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur,
Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Here, ek is 'n feilbare mens. Ek vergeet soms hierdie dinge. Ek raak kwaad en ek sê dinge wat kon gebly het. Here, ek tree op maniere wat U seermaak. En die Heilige Gees, wanneer jy die Gees van God in jou lewe deelagtig geword het, is daar 'n belofte uit die mond van Jesus wat sê, die Heilige Gees wat my Vader in my naam sal stuur, hy is die een wat julle sal onderrig en hy sal julle altyd herinner aan alles wat ek vir julle geleer het. 'n Parakleet. Ek het al vir jou verduidelik, ons kry die woord paramedic en parachute van die woord parakleet. Hy beskerm en spaar en red jou lewe. Die parakleet. En is die parakleet wat my en jou herinner aan God se woord, wat jou toerus vanaand sodat jy hier kan uitgaan en dat jy sal weet hoe ernstig is die tyd waarin ons nou lewe. Jy kan dit nie meer bekostig om rond te dwaal nie. Jy kan dit nie meer bekostig om jou geloof net so op die oppervlakte te maintain, as ek die Engelse woord sê nie. Hierdie is 'n tyd van verdieping. Ons sal een oggend opstaan en die radio aansit en jy sal hoor van veranderinge in die wêreld. Dan sal jy dink, hoorie sommer, dis seker nou 'n sekere conspiracy. Dit kan nie wees nie. En vanaand sit jy die televisie en dan sien jy maar hierdie kanaal sê dit en daai ene en die koerante en ewe skielik kom jy agter, maar hoorie, dit is nie net 'n storie nie. Dis die realiteit. En dit gaan so kom. Ek sê dit vandag vir jou, jy gaan eendag die radio aansit en jy gaan van 'n verandering in die wêreld hoor wat so maak. En op daardie dag sal jy besef dat die laaste oomblikke aangebreek het. Daar is nie 'n ernstiger tyd in die geskiedenis van die mens as die tyd waarin ons nou lewe nie. Ons nader nou die koms van Jesus Christus baie vinnig. Baie vinnig. En ek bid dat die Here elke een van ons sal aanraak in ons harte en ons sal vernuwe en ons sal herinner en ons sal leer wat ons moet weet. Jy kan nie sonder die Gees van die Here voortgaan in jou lewe nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie 'n baadjie aan hê wat vroom lyk, maar jou siel is ijskoud. Ons het nodig om ernstig bemoeienis te maak met ons verhouding met die Here. Ons kan nie langer uitstel nie. Ek wil vanaand saam met jou bid. Ek wil 'n uitnodiging maak. Ek voel in my hart ek wil 'n uitnodiging maak. En ek wil vir jou vra vanaand dat as jy miskien dalk op 'n plek in jou lewe is waar jy weet dat jy het die Here nou meer nodig as ooit tevore. Dan wil ek saam met jou bid. Terwyl Anton hulle ons bedien met musiek, wil ek jou tog vra om van die geleentheid gebruik te maak. Ek gaan dit nie uittrek nie, ek wil net saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid dat die roeping wat jy daar in jou lewe het, die stem van die Here wat jy op 'n tyd so duidelik gehoor het, dat jy dit weer duidelik sal hoor. Ek wil saam met jou bid dat die Here jou sal aanraak. Vanaand wil ek vir jou sê dat as jy siek is, wil ek saam met jou bid. As jy vanaand in gebroke gees met 'n gebroke gees sit, wil ek saam met jou bid. Ek wil nie die geleentheid laat verbygaan om vir jou 'n kans te gee. En dis nie omdat ek oor een of ander iets besit, behalwe om saam met jou te vertrou dat die Heilige Gees jou sal aanraak nie. Dat die Gees van God
jou sal aanraak. En my gebed is net dat ek die instrument sal wees wat die Here sal gebruik. Nie omdat ek spesiaal is nie, maar omdat die Here jou so lief het. Ek gaan vra dat jy vorentoe kom as jy vanaand wil hê ek moet saam met jou bid.